Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. Prof. Koenig se gevolgtrekking dat 'n mens nie net van een enkele verhouding tussen die Ou en Nuwe Testament kan praat nie, omdat 'n bepaalde verhouding eenvoudig afhang van watter sake 'n mens met mekaar vergelyk. Laat hom die vraag vra: is die twee testamente werklik twee selfstandige, losstaande eenhede? Daar is mos nie net een netjiese oorgang presies tussen die Ou en Nuwe Testament nie. Daar was nie iewers tussen Maleagi 4 en Matteus 1 'n radikale breuk, sodat van die eerste hoofstuk in die Nuwe Testament alles verander het nie. Daar is 'n sin waarin niks op hierdie punt verander het nie. Jesus was 'n Ou Testamentiese profeet, wat soos die ander die volk tot bekering geroep het. Dat sy betekenis oneindig meer was, het maar geleidelik uit sy openbare optrede duidelik geword. Daarom kan dit sinvol wees om eerder die belangrike oorgange binne elke testament te ondersoek. Die grootste oorgang in die hele geskiedenis van die Bybel kom tydens die ballingskap voor. Daar ontwikkel 'n radikale nuwe siening van die werklikheid en die geskiedenis. Hierdie nuwe kyk op die wêreld vorm later die agtergrond waarteen ons Jesus se optrede moet verstaan. Dit is die oorgang van 'n profeties-historiese wêreldbeskouing na 'n apokaliptiese wêreldbeskouing. Effens oorvereenvoudig kan ons praat van die oorgang tussen 'n natuurlike en 'n bonatuurlike wêreldbeskouing. Die woorde mag maar moeilik klink, maar ons is almal goed bekend met die betekenis daarvan. Die ou profeties-historiese of natuurlike beskouing was vir die grootste deel van die Ou Testament in gebruik. Dit gaan oor dinge wat alle mense elke dag kan ervaar. Die seën van die Here is voorspoed, soos goeie gesondheid, goeie oeste, goeie aanteelt van die vee, baie kinders en vrede met die omringende volke. En net so is die oordeel van die Here ook volkome natuurlik. Siekte, droogte, slegte oeste, kinderloosheid, onderwerping deur buurvolke. Hierteenoor staan die nuwe bonatuurlike wêreldbeeld wat tydens die ballingskap ontwikkel het. Die seën van God is nou die ewige lewe, die opstanding in die dood, die verheerliking op die nuwe aarde in die hemelse teenwoordigheid van God. En die oordeele van die Here is die ewige verderf. Dit is die dinge wat ons ooit ervaar het nie. Verder is daar bose magte wat mense se lewens bedreig. Sterre wat op die aarde sal val as die seun van die mens in sy heerlikheid kom. 'n algemene oordeel oor alle mense. Hierdie oorgang het tydens die ballingskap ontwikkel. Aanvanklik is die ballingskap ook op 'n natuurlike manier verstaan. Dit was God se oordeel oor die volk weens hulle aanhoudende ontrou aan hom. Dit was hulle vyande wat hulle oorwin. Daar was niks vreemds of onvoorstelbaars in nie. Al was dit so 'n vernietigende ervaring. Maar die ballingskap was so erg dat die oortuiging gaandeweg posgevat het dat meer op die spel was as net die natuurlike oordeel van die Here. Hulle was oortuig, bose magte het op die aarde oorgeneem en die hele wêreldorde omgekeer. Hierdie magte het die mensdom probeer vernietig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons moet bely dat ons vandag ook baie keer dink dat daar bose magte die wêreld oorgeneem het, wat alles omgekeer het. Alles wat goed en mooi en reg is. Help vir ons
om ook raak te sien dat u seun wat gekom het, ook daardie bose magte oorwin het. Dat daardie oorgang in die Ou Testament op die ouend gelei het tot sy koms na hierdie wêreld, sy kruisiging en sy oorwinning, sodat ons kan hoop op 'n toekoms by U. In Jesus se naam. Amen.